Nou ja, vanoggend het ons dan stilgestaan by verse 17 tot en met vers 19 van Efesiërs 4. En ek wonder of daar miskien 'n kind is wat vir my in een kort sinnetjie kan sê, waaroor het vanoggend gegaan? Een van die kinders of jong mense, wat sê jy? Sonde, jy het mooi geluister. En dit het vir jou geklink of ek daarteen is, né? Ja, goed. As ons nou in een woord vanoggend se boodskap kon saamvat in een enkele woord, dan dink ek sou ons oor vanoggend se 3 verse kon skryf moenie. Moenie so lewe nie. En ons tema was dan vanmôre moenie langer leef soos die heidene nie, né? So ek dink in een woord sou 'n mens dan vers 17, 18 en 19 kon opsom om te sê moenie. Kom ons lees dit nog 'n keer saam. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel, so daar's die moenie, soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Hoekom leef hulle soos hulle lewe? Want hulle gemoed is verdwaas in die eerste plek. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte. Hoekom leef hulle so? Want hulle harte is verhard en hulle verstand is verduister in al die dinge. En dan vers 19, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. So oor daardie 3 verse kan ons dan die woordjie moenie kom sit. Moenie langer lewe soos die ander heidene nie. Maar dan het ek vir u beloof, vanaand gaan ons aan met die positiewe deel. En met ander woorde, dit gaan dan oor hoe kan ons en hoe behoort ons en hoe moet ons lewe, positief gesien. Vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. So as die eerste 3 verse dan vir ons gesê het, moenie, wat sê vers 20 tot 24 vir ons? Wat sê die kinders? Vanoggend se deel sê moenie, wat sê vanaand se deel? Moet. Ja, so moet julle lewe. Dis die positiewe deel van vanoggend se deel. Nou ja, as u nou fyn opgelet het, sou u gesien het, ek het vanoggend se tema daar in die swart deel van die gedeelte geplaas. Moenie langer lewe soos die heidene nie. En dit was daar bo in die swart deel. Vanaand se tema, 'n nuwe lewe vir nuwe mense. Nuwe mense in Christus. In die Bybel vind ons dikwels die woordjie maar. En kan jy nog onthou toe ons nou daar in hoofstuk 2 met Efesiërs besig was, het ons byvoorbeeld gelees in Efesiërs 2 vers 1 dat julle wat dood was in die misdade en die sondes. En ons het gelees dat ons in die begeerlikhede van die vlees geleef het. Dis alles hoofstuk 2 nou nog. En dat ons kinders van die toorn was. En toe lees ons in hoofstuk 2 vers 4 die woordjie maar. Maar God. En ek het dit nog baie sterk beklemtoon en gesê, kyk net wat 'n verskil maak die Here in 'n mens se lewe as hy kom ingryp. Daar staan, maar God wat ryk is in barmhartigheid
het toe julle nog dood was in julle sonde, in sy groote barmhartigheid kom ingryp. Saam met Christus het hy julle opgewek en lewend gemaak en laat sit in die hemele in Christus. En dan sê Efesiërs 2 vers 8, uit genade is julle gered, deur die geloof. Dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem en sê, kyk hoe wonderlik is ek, kyk hoe goed is ek nie. So, die woordjie maar is dikwels in die Bybel 'n keerpunt. Soos wat ons dit daar in Efesiërs 2 vers 4 gesien het, dood in sonde en misdade, gewandel in die begeerlikhede van die vlees, die wil van die sinne gedoen en al die lelike dinge. Maar God, sien u die keerpunt. Die Here het kom ingryp, die Here het 'n verandering teweeggebring in ons lewens. Hy het ons uit genade kom red, hy het ons nuut gemaak in Christus. En so vind ons dit weer vanaand in hierdie gedeelte. Hy sê, moenie meer lewe soos die heidene nie. Hulle is verdwaas in hulle gemoedere. Hulle is verduister in die verstand. Hulle is vervreemd van die lewe van God deur onkunde, vanweer die verharding van hulle hart. Hulle is ongevoelig, hulle leef in ongebondenheid. In hebsug het hulle oorgegee aan 'n onrein lewe. En wat staan daar in vers 20? Maar, hier sit weer, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Weer 'n keerpunt wat ons dan in hierdie gedeelte so wonderlik vanaand ook vind. Nou, ek wil graag ter illustrasie 2 fotootjies met u deel vanaand. En wanneer 'n mens soms 'n nuwe werk kry, dan vereis die nuwe werk dat jy nuwe klere moet aantrek. So is dit as iemand nou op universiteit is, dan is dit hoe die voorkoms dikwels lyk, né? Ek sien mooi glimlagte, so mense identifiseer nogal hiermee. En dis nou niks teen die persoon nie, hy is net ideaal vir universiteit. Hy pas so mooi by die universiteit in, né? En maar gestel hy het nou klaar gestudeer en hy kry 'n werk by die weermag. En hy daag so op by die weermag. Hoe lank gaan hy so bly? Net die eerste paar minute. Dan gaan hy haarkapper toe en hy kry sy klere en sy voorkoms verander heeltemal. En dis nou net 'n illustrasie om vir u te sê, dis eintlik maar wat Paulus vanaand hier vir ons wil kom sê. Hy daar's 'n ou lewe, soos wat die ander heidene gelewe het, en in die verdwaasheid van hulle gemoedere, en in die duisternis van hulle harte, en al die dinge wat ons vanmôre gehoor het, daarmee probeer ek nie sê dat daai jong man nou verduisterd in sy hart of wat ook al is nie. Maar, vers 20, julle het Christus nie so leer ken nie, daar kom 'n radikale verandering. En dis eintlik maar al wat ek deur hierdie 2 fotootjies eintlik maar net vir u wil wys. Ek kan dit ook op 'n ander manier illustreer. As 'n bruidjie se troudag aanbreek, en sy gaan nog die Vrydag werk toe en sy het haar werksklere aan, dink julle vir een oomblik dat sy Saterdag by haar bruilof met Vrydag se werksklere gaan opdaag? Geen manier nie, nee. Sy gaan haar trourok aan hê, sy gaan anders lyk vir die geleentheid van die bruilof. En eenvoudig gestel is dit eintlik maar wat Paulus vanaand met hierdie maar by ons wil kom tuisbring. Daar kom 'n verandering in 'n mens se lewe wanneer jy Jesus Christus leer ken, wanneer jy hom ontmoet, wanneer jy vir hom begin lewe. Waarom hierdie verandering in die eerste plek? Omdat ons Christus ken. Dis die eerste rede waarom hierdie verandering. Waarom 'n nuwe lewe vir 'n nuwe mens? Omdat ons Christus ken. Nou kyk mooi, hy stel dit weliswaar in die negatief in vers 20, maar ek dink ons kan die positief hier uithaal.
En ek hoop u sal met my saamstem, as ek u nou gaan saamneem met dit wat ek probeer sê vanaand. Vers 20 sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Vir my sê dit, ons het hom leer ken. Dis hoekom ek dit wil draai na positief toe. Ons het hom leer ken, en ons het hom op 'n bepaalde manier leer ken. En dit maak die reuse verskil in 'n mens se lewe. Dis waar die geweldige en kragtige kontras in 'n mens se lewe inkom, is daardie oomblik as jy die Here Jesus leer ken. As jy hom ontmoet, as jy met hom 'n lewende ontmoeting in jou lewe het, en hy kom gryp jou lewe vas. Vir my so mooi, die apostel Paulus sê, ek in Filippense 3, ek reken nie dat ek al die doel bereik het nie, of dit al verkry het nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit ook kan gryp. En dan gaan hy aan, dan sê hy, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Dis wat hier vanaand ter sprake kom. Julle het Christus nie so leer ken nie. Dit sê eintlik maar ons het hom leer ken, maar op 'n ander manier, nie soos vers 17, 18 en 19. Toe ons in die verdwaasheid van ons gemoedere geleef het en onreinheid nagejaag het en al hierdie dinge nie. Ons het hom nie so leer ken nie, ons het hom anders leer ken. Paulus sê ek jaag daarna of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Weet jy wat is daai woordjie gegryp in Filippense 3? Omdat ek deur hom gegryp is. Dis letterlik die Here Jesus by my redding het hy my gearresteer. Hy het besit van my geneem. Hy het my beet gekry, nee. Hy het my hele lewe in sy hande kom neem. Hy het my gegryp. En daarom het ek hom leer ken. En omdat ek hom leer ken het my hele lewe verander. In verse 17, 18 en 19 gaan dit heeltyd oor hulle. Het jy dit opgemerk? Die ander heidene. En wie het ons vanmôre gesê, wie is hulle? Hulle is die ongeredde mense. Hulle is die mense wat nog nie die Here Jesus leer ken het nie. Wat nog nie 'n ontmoeting met hom gehad het nie. Hoor wat staan daar? Dit wat sê ek betuig ek in die Here dat julle nie meer moet lewe soos die ander heidene in die verdwaasheid van hulle gemoed, verduisterd in hulle verstand, vervreemd van die lewe van God, deur onkunde, deur die verharding van hulle harte. Hulle is ongevoelig, hulle is oorgegee. Dis baie duidelik dat hulle 'n bepaalde lewenstyl het. Ongeredde mense. En wat sê vers 20? Maar julle het Christus nie so leer ken nie. 'n kontras, 'n verandering. Die ander heidene teenoor kinders van die Here. En hierdie een woordjie julle verander alles. Dit verander die hele prentjie. Dit maak alles nuut. Dit maak dat 'n mens met opgewondenheid na hierdie nuwe 3 of 4 verse waarna ons vanaand wil kyk, juis wil kyk. Die verskil tussen ongeredde lewenstyl en 'n geredde mens se lewe is ook nie net bloot ons gedrag nie. Jy het nie een of ander akademiese ontmoeting met Jesus en dan besluit jy, okay, ek gaan nou probeer om beter te lewe, ek gaan kyk of ek my gedrag kan verbeter nie. Dit gaan oor 'n lewende ontmoeting met Jesus. Julle het hom nie so leer ken nie. Dit gaan oor dat ons hom leer ken, dat ons 'n ontmoeting met hom het, soos wat ek en Annetjie, ons was 4 jaar lank saam op skool, van standaard 6 af, graad 8 is dit, né? Graad 8, graad 9, graad 10, graad 11. En in daai 4 jaar het ons mekaar glad nie geken nie. En toe gebeur daar 'n verskriklike ding met my. Ek kom eendag by die skool en die skille val van my oë af. En ek sê, wie is hierdie pragtige jong meisie? En ek raak verlief op haar. En ek vra vir haar, sal jy my meisie wees? En wonder bo wonder sê sy, ja. En toe verander alles. Toe leer ek haar ken.
Ek stel in haar belang, ek wil haar leer ken, ek wil weet wie is sy. Ek wil weet waar kom sy vandaan, ek wil weet waarheen is sy op pad, ek wil alles van haar weet. Dit verander jou hele lewe, as jy iemand leer ken. So wat Paulus vir ons sê, ons het Jesus op 'n bepaalde manier leer ken. En ek wil graag ook daai teks in Filippense 3 vers 10, gaan nou my eie parafrase daarvan vir u weergee. As u wil kan die Filippense 3 vers 10 toe blaai, en u kan dit in die ou vertaling lees, ek gaan dit parafraseer in my eie woorde. Daar sê die apostel Paulus, ek het net een alles oortreffende, alles oorheersende begeerte. Een begeerte. Net een ding, ek het niks, nie ander begeertes nie. Hy begeer nie rykdom nie, hy het nie ambisie om uit te styg op aarde nie. Ek begeer hierdie een ding met my hele hart. Wat is dit? Dit is om Christus te ken. En ook die krag van sy opstanding te ondervind in my lewe. En om deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Dis my eie parafrase van daai gedeelte. Wat is Paulus se alles oorheersende begeerte in die lewe? Om Christus te ken. Nou skryf dieselfde Paulus onder die inspirasie van die Heilige Gees, julle het hom nie so leer ken nie. 'n Intieme ken van die Here Jesus. Ag vriende, om Jesus persoonlik te ken, en elkeen wat vanaand hier sit, wat weergebore is, en wat 'n ontmoeting met hierdie Here Jesus gehad het, sal, dink ek graag hard wil saam met my amen sê in hierdie aand, né? Om die Here Jesus so te ken, oortref alles in die lewe. Dit oortref alles. Ons het nie net 'n nuwe stelletjie reëls gekry toe ons Jesus leer ken het nie. Ons het nie net 'n beter wêreldbeskouing aanvaar nie. Kyk, vandag gaan alles mos oor jou wêreldsbeskouing. Het jy dit al opgelet? Almal praat oor jou worldview. What is your worldview? Dit is die gonswoord in ons dag. En nou kom die teoloog en hulle sê, jy het of 'n premoderne wêreldbeskouing, en of jy het 'n moderne wêreldbeskouing, of jy het 'n postmoderne wêreldbeskouing. Dan wil hulle die postmoderne wêreldbeskouing wil hulle verhef tot alles, tot die alfa en die omega. En 'n postmoderne wêreldbeskouing sal jou ook bring by 'n postchristelikheid, en by postkerk, en by post alles wat goed is. Ek kan nie sien wat is goed daaraan nie. Hoor vanaand mooi. 'n Bepaalde wêreldbeskouing, hoe jy die wêreld sien, kan 'n invloed hê op jou gedrag. Maar dit kan nie jou lewe verander soos wat Jesus jou lewe verander nie. Om 'n ontmoeting met hom te hê, om hom te leer ken, dit oortref alles by verre. So, terwyl daar nou miskien 'n bietjie meriete aan wêreldbeskouing is en hoe dit 'n mens se lewe beïnvloed, kan jou wêreldbeskouing nie jou lewe verander nie. Net Christus, 'n nuwe lewe vir nuwe mense. En wat is die nuwe mense? Dis almal wat in Christus is. Dis almal wat wedergeboorte deelagtig geraak het. Dis almal wat nuut gemaak is deur die werking van die Heilige Gees en gewas is in die bloed van die lam. Dis wat dit beteken 'n nuwe mens in Christus te wees. En vir hulle is daar 'n nuwe, splinternuwe lewe. Ek sit so en dink terwyl ek voorberei en dit kom by my op. Jy weet, om Jesus te ken, bring jou by die diepste waarheid, die waarheid van God se woord. Is dit nie waar nie? Om Jesus te ken, bring jou by die hoogste wysheid. Niks kan vir jou beter wysheid gee as die Here Jesus nie. Sal u my verskoon as ek net so vir 'n oomblik hier op 'n syspoor gaan? Maar dit gaan vir u, glo ek,
baie betekenisvol wees, want ek wil u saam met my op die syspoortjie neem. Ons gaan net so 'n oombliekie onderbreek in die boodskap. Wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 30 oor ons verhouding met Christus? Hoor mooi wat skryf Paulus. Ek let nou net vir 'n oomblik baie mooi op. Maar deur hom, God die Vader, is julle in Christus Jesus. Dis God se genade. Dis deur hom. Dis sy besluit gewees om sy seun vir ons te gee. So deur hom is julle in Christus Jesus. Wat 'n posisie. Ons is nie langs hom nie. Ons is in hom. Hoor nou gaan hy verder. Hy sê, deur God die Vader is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het. 3 dinge. Wysheid uit God. Jesus het vir ons wysheid uit God geword. En geregtigheid. Nee, hy het ons regverdig verklaar. Ons het regverdigmaking deelagtig geraak. Hy het ons vrygespreek, hy is ons geregtigheid. En ons heiligmaking. Ekskuus, daar's 4 dinge. En uiteindelik ons verlossing. So, as ons in Christus is, het hy vir ons 4 dinge geword. Die eerste is, hy het vir ons wysheid geword, hy het vir ons geregtigheid geword, hy het vir ons heiligmaking geword, en hy het vir ons verlossing geword. Dis aangrypend, né? Nou, as hy vir ons wysheid geword het, blaai gou 'n bietjie saam met my na Spreuke 8. Spreuke 8. En dan sê u vir my vanaand, of u nie saam met my oortuig is, dat die wysheid wat hier praat, niks en niemand anders is as die Here Jesus. Want hy het vir ons geword wysheid uit God, né? Dis mos wat die Nuwe Testament ons leer. Jesus het vir ons geword wysheid uit God. Nou kom ons lees gou so 'n bietjie aandagtig 'n paar verse uit Spreuke 8. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. En ek wil net sê, die rede waarom dit in die vroulik hier is omdat die woord wysheid in die Hebreëus en die Grieks vroulike woorde is. Maar ek is oortuig dis die Here. Ja, Marian, weet jy wat is die woord wysheid in Grieks? Sophia. Sal al die Sophia's gou julle hande vir my opsteek? Kom, moenie skaam wees nie. Daar sy. Dit beteken wysheid. Dis 'n vroulike woord. Moet nou nie hoogmoedig raak nie, Marian. Goed. Roep die wysheid nie, verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Hoor nou hierdie woorde. Op die top van die hoogtes langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy. Aan die kant van die poorte by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure, roep sy hart op. Ek roep na julle manne en my stem is tot die mensekinders. Leer tog skranderheid verstaan, eenvoudiges en dwaase. Leer verstandigheid verstaan. Hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek en my lippe gaan oop vir wat reg is. Want my verhemelte spreek waarheid en goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Al die woorde van my mond is reg. Daarin is niks wat slinks of vals is nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandige en reg vir die wat kennis gevind het. Terloops, dis die julle van wie Paulus in Efesiërs 4 vers 20 praat. Julle het hom nie so leer ken nie. Ons het hom leer ken soos wat Spreuke 8 hom aan ons voorhou. Neem my tug aan, nie silwer nie, liewe en my kennis liewer as uitgesoekte goud. Want wysheid is beter as korale. Ek wil dit net 'n bietjie anders stel. Christus is beter as al die rykdom in die wêreld. Dis eintlik maar wat hier vanaand staan. En al die klein node kan daar nie meer vergelyk word nie. Ek, wysheid, is vertroud met skranderheid en ek vind kennis van die regte oorleg.
Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel in 'n huichelagtige mond haat ek. Dis eintlik maar vers 17, 18 en 19 van Efesiërs 4 wat ons hier het. Raad en beleid is myne. Ek is die insig, sterkte is myne. Deur my regeer die konings en stel die maghebbers vas wat reg is. Deur my heers die vorste en die edeles en al die regters van die aarde. Ek het lief die wat my lief het. En die wat my soek sal my vind. Is niemand anders as die Here Jesus wat hier aan die woord is nie. Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en fyn goud, en my opbrengs as uitgesoekte silwer. Ek wandel op die weg van die geregtigheid, in die middel van die paaie van reg, om die wat my liefhet, 'n besitting te laat erwe, en hulle skatkamers maak ek vol. Wat 'n aangrypende gedeelte in Spreuke 8. Dis hoe ons hom leer ken het. Julle het hom nie so vers 17, 18 en 19 leer ken nie. Julle het hom so leer ken, Spreuke 8. Byvoorbeeld net. Hoe wonderlik. Christus staan lynreg teenoor hierdie wêreld. En alles wat hierdie wêreld ons bied. En alles wat hierdie wêreld ons wil kom leer. En soos ek vanmôre ook gesê het, hy staan lynreg teenoor die heersende kultuur, wat elke dag in ons ore wil skreeu. Dis hoe julle moet glo. Dis wat julle moet doen. Al die verkeerde dinge. Al die goddelose dinge. Wat die wêreld as normaal beskou, ontmasker die Here Jesus as leuns. Wat vir die wêreld wysheid is, stel Jesus tentoon as dwaasheid. Wat die wêreld vier, kom stel Jesus bloot as dit wat leeg is, wat jou nie kan vervulling gee nie. Daarom, ons leef 'n nuwe lewe as nuwe mense, omdat ons hom leer ken het. In die tweede plek, omdat die waarheid in hom is. U gaan nou so opgewonde raak saam met my, glo ek. Ek mag nie namens u praat nie, ek mag ook nie namens u dink nie. Ek wil ook nie woorde in die mond kom lê nie, maar ek glo, u gaan elkeen nou so opgewonde raak vir wat Paulus hier skryf, as u dit raak sien en u snap dit en u besef wat beteken dit. Kom ons kyk. Kan jy sien, ek het die in met 'n hoofletters gemaak. Die waarheid is in hom. Hoor wat sê vers 21, en kyk 'n bietjie, hy gebruik die woordjie in 2 maal. As julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is, in Jesus. 2 maal die woordjie in. Die Efesiërs het Jesus nie sommer maar so toevallig leer ken nie. Daar het op 'n dag 'n man op een van sy sendingreise in Efese aangekom. En hy het 'n boodskap verkondig wat ons die evangelie noem, die blye boodskap van Jesus Christus. En sommige van hierdie mense wat die boodskap gehoor het, se oë het oopgegaan. Hulle het verlig geraak en hulle het Jesus omhels met hart en met siel. En dit het hulle lewens radikaal verander. Dit het gemaak dat hulle in hom is. Hulle is onderrig deur Paulus. Hulle is gevorm deur die woord van God. Hulle is geanker in die waarheid en hulle is in hom onderrig, soos wat die waarheid in hom is. Dit is aangrypende woorde, dit is wonderlike woorde en dit is baie betekenisvol. Die waarheid is nie net iets wat Jesus bring los van hom as persoon nie. Ons leer nie 'n bietjie waarheid hier op die kantlyn
En hier op die ander kantlyn staan die Here Jesus. Die waarheid is in hom. En ons word in hom onderrig. En ons groei in hom op. Ons leer hom ken. En hoe beter ons hom leer ken, en hoe beter ons in hom onderrig word, en in sy waarheid, hoe meer verander ons lewens. Hoe meer word heiligmaking prakties ons deel. As ons Jesus leer ken, is ons nie net besig om inligting bymekaar te maak en kennis in te samel in ons verstand nie. Om hom te leer ken is 'n saak van die hart. Dis 'n hartsondervinding. Dis 'n kennis wat transformerend is. Dis hoekom Paulus in Romeine 12 vers 2 sê, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En daai woordjie verander is die woord metamorfose. Aan die ander woorde, daar moet 'n radikale verandering binne in jou plaasvind, soos die hele proses van 'n sywurm, net daai papie. As jy na 'n papie kyk en dink jy, nee, wat hier gaan niks weer hiervan kom nie. En nou op 'n dag dan is daar 'n mot. Dis metamorfose, hy verander van binne na buite. Dis karaktervormend om Jesus te leer ken. Dit verander ons van binne na buite. J.A. Mottier was 'n Ierse Ou Testamentikus en 'n baie befaamde, soos hulle in Engels sê, Bible scholar. En hy skryf, "To know is not mere exercise of the head. Nothing is known until it has also passed over into obedience." Pragtig. Pragtig, pragtig. Ek kan nie anders as om te sê, dit is mooi gesê. To know, om te ken, is nie maar net 'n breinoefening nie. Is nie net om kennis te hê nie. Jy het nie kennis, jy ken nie, as dit nie ook oorgaan in gehoorsaamheid, in 'n veranderde lewe nie. Ja, die waarheid is in die Here Jesus. Daarom moet kennis aangaande hom nie net kopkennis wees nie. Dit moenie net hier wees nie. Dit moet ook hier wees, maar in jou hart, in jou geestelike hart. Dit moet veranderingskennis wees, transformerende kennis. Is dit nie wonderlik hoe prakties Paulus is nie? Hierdie is 'n praktykpreek. Hierdie is waar die spreekwoordelik die taai uit die teer tref. Daar waar ons op voetsoolvlak lewe, elke liewe dag. As ons sê ons ken Christus, maar ons leef steeds soos die ander heidene, dan ken ons hom dood eenvoudig nie. Dan het ons nog nie met hom 'n ontmoeting gehad nie. Dan het sy transformerende krag nog nie in ons begin werk nie. En dit bring ons by die derde deel van hierdie boodskap. As ons dink aan nuwe lewe vir nuwe mense, dan is dit nuwe lewe op elke terrein van ons lewens. Elke lewensgebied. En hier gaan ons nou vers 22 tot 24 so stukkie vir stukkie behandel. Om te kyk hoe is dit elke terrein van ons lewens. Vers 22 sê dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, vers 17, 18 en 19, jy kan weer gaan kyk wat dit alles behels. Die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. So wat kenmerk die ou lewe? Wat kenmerk die ongeredde lewe? Allerhande sondige begeerlikhede, allerhande vleeslike begeertes, allerhande verleidinge. Hoor mooi, wat te gronde gaan. Dis nie goed nie. Dis nie goed om te gronde te gaan nie. Jy kan vanaand die woord van God glo, dis 'n slegte ding om te gronde te gaan. Dit beteken vernietiging. Dit beteken verwoesting. Dit beteken alles wat negatief
en sleg is. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Hy sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê. Nou, dis belangrik dat 'n mens in die Bybel sal verstaan, wat is die oue mens waarvan Paulus hier praat? En hy was lief om hierdie term te gebruik, die oue mens. Nou die oue mens is die ou ongeredde mens, daai persoon wat jy was voor jy Jesus ontmoet het. Dis die oue mens. Dis enige mens wat nog nie die Here Jesus ontmoet het nie. Enige mens in sy of haar ongeredde toestand. Alles wat jy is as 'n kind van Adam, om dit nou anders te stel. En weet jy, die oue mens is korrup in elke opsig. Die oue mens sal vir jou vertel, jy hoef nie gered te word nie, want jy is eintlik 'n goeie mens. Hy maak jou dit wys. En daar bestaan nie 'n ding soos 'n werklik in God se oë en in God se standaard wil ek liewer sê. Bestaan daar nie regtig iets soos 'n goeie mens nie. Ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dis wat die Bybel ons leer. En net die feit dat die oue mens homself wil regverdig en eintlik jou probeer, want die oue mens wil, onthou die duiwel werk in op die oue mens. Hy wil graag die oue mens hou in daai toestand. Hy wil nie hê die oue mens moet uitbreek in 'n ontmoeting met Jesus hê en nuut gemaak word nie. Want as hy jou kan hou in die toestand van die oue mens, dan sterf jy gaan hel toe. Daarom voed hy jou met godsdiens, en hy voed jou met allerlei verskonings, en hy maak jou 'n kerklidmaat, van watter kerk ook al, en hy doen alles om jou te laat glo, jy's hierdie wonderlike mens, wat nie die Here Jesus nodig het nie. Wat nie dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, nodig het nie. En jy loop rond en jy glo vas, die oue mens, ek is wonderlik. Ek is so, as ek kyk na my buurman, as ek hoor hoe vloek hy sy vrou, as ek hoor hoe skree hy op sy kinders, as ek hoor hoe slaan hy die hond, ek is 'n wonderlike mens. En daar wil die duiwel jou hou. Want hy wil nie hê dan met 'n ontmoeting met Christus Jesus, die enigste redder, die enigste verlosser weet. Verstaan jy wat ek probeer sê? Verstaan jy hoe belangrik dit is? Dat ons die oue mens met sy hele lewenswandel, of hy nou in gruwelike sondes lewe, en of hy jou probeer wys maak dat jy oulik is. Die uitkoms is dieselfde. Die uitkoms is die ewige verdoemenis. Paulus skryf in Romeine 6 vers 6, en dit is vir my so mooi, eintlik is dit belangrik dat net eers ietsie sê, voor ek Romeine 6 lees. As 'n mens tot bekering kom, en jy vind Christus as jou saligmaker, en jy word gered uit genade, dan gebeur daar posisioneel iets met die oue mens. En dis wat Paulus in Romeine 6 vers 6 so mooi vir ons beskryf. Luister aandagtig saam met my. Aangesien ons dit weet, dat die oue mens, die ou ongeredde ek, saam gekruisig is, sodat die liggaam van sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Jy kan 'n bietjie Romeine 6 weer gaan lees. Paulus sê die oue mens saam met Christus gekruisig, saam met Christus begrawe, en daar staan saam met Christus 'n nuwe mens op. Daar is die tema, 'n nuwe lewe vir nuwe mense. Daar staan saam met Christus 'n nuwe mens op. So posisioneel in Christus is die oue mens gekruisig. Hy het saam met Christus gesterf, hy is saam met Christus begrawe. Maar in die praktyk beleef ons dit nie elke dag nie. In die praktyk vind ons die sondige natuur diep in ons harte wat nog wil uitbreek, wat wil teruggaan Egipte toe, wat wil teruggaan na die ou lewe toe. Dis 'n stryd wat ons sal hê tot die dag as ons kop neerlê en ons met Jesus verenig word.
So wat moet ons in die praktyk doen? Wel, in Romeine 6 vers 11 skryf Paulus, so moet julle ook dan reken. En daai woordjie is, jy moet elke dag 'n berekening doen. Daai woordjie reken is dit wat ouditeure elke dag doen. Hulle maak sommetjies. Dis die woordjie wat hier gebruik word. So moet julle ook elke dag sommetjies maak. Julle moet dit uitreken. Dat julle wel vir die sonde dood is. Jy moet elke dag vir die ou mens sê, luister, jy het gesterf. Ek is 'n nuwe persoon in Christus en ek wil vir Christus lewe. En daai daaglikse oorgawe, daai daaglikse toewyding aan die Here Jesus is so belangrik. En die krag van die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees om jou in staat te stel om vir die Here Jesus te lewe. So moet julle dan elke dag, daai reken staan in die presence, dit beteken elke dag, elke oomblik reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. So die oue mens het geen plek in ons lewens nie. Dit is baie belangrik. 'n nuwe lewe begin wanneer ek bereid is om die oue mens af te lê. Die oue mens saam met Christus te kruisig. Jesus aan te neem as jou persoonlike verlosser en jou saligmaker. Kyk wat sê Paulus in vers 23 van Efesiërs 4. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Sluit aan by Romeine 12 vers 2. Die vernuwing van julle gemoed verander word elke dag. Is 'n voortgaande proses. Ja, daar vind by jou bekering 'n radikale vernuwing plaas. Die Here kom maak jou nuut, hy wederbaar jou, hy gee vir jou sy Heilige Gees. Maar dis ook 'n radikale lewenswyse om elke dag voort te gaan. En is dit nie wonderlik om te sien, die broers en susters? Daai nuwe mens beteken God verander nie net wat ons doen nie. Hy verander my karakter. Hy verander my menswees. Hy verander wie ek is. En dit verander wat ek doen. En hoe ek lewe. En hoe ek by hierdie nuwe lewe uitkom. As die Here my karakter verander, dan het ek uiteindelik nuwe waardes en ek het beter prioriteite en my motiewe is reg. Ek doen nie dinge om gesien te word nie, ek doen dit om die Here te behaag. En my besluite wat ek neem is in die wil van die Here en dis Christus gesentreerde besluite. En my verhouding met my naaste verander. Ja, die gees van ons gemoed is die plek waar die waarheid wat in Jesus is, die diepste veranderingswerk daagliks wil kom doen. In die gees van ons gemoed. En dan vers 24 ten slotte. En julle met die nuwe mens moet beklee. Daar sê hy, die nuwe mens. Wat na God geskape is. Kan iemand vir my sê, waar het God die eerste keer iemand na sy beeld geskape? In die tuin van Eden. En sy naam was Adam. En daar staan, en God het die mens geskape na sy beeld. Dis eintlik wat weer hier staan. Julle moet julle met die nuwe mens beklee, wat na God geskape is. As jy gered word, word jy herskep. Die Bybel sê so. 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n wat? 'n nuwe skepsel. Die Here kom skep jou oor, dit wat die sondeval verwoes het. Kom herstel die Here. Julle moet die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is. En dan staan daar hierdie woorde, in ware geregtigheid en heiligheid. Dit beteken daar's 'n vals geregtigheid en 'n vals heiligheid. Dis 'n nagebootste geregtigheid en 'n nagebootste
heiligheid. Dis iets wat mense in eie krag probeer doen, om 'n idee te skep, dit is wel met my siel. Maar eintlik is dit nie wel met jou siel nie. Dis wanneer die Here jou herskep, wanneer hy jou nuut maak in Christus, wanneer jy die nuwe lewe in Christus ontvang, dat jy jou moet beklee met, en dit is die elke dag se praktiese ding. Elke dag moet ons beklee met hierdie nuwe mens, wat na God geskaap is. Elke môre voor ek uit die huis uit gaan, moet ek op my knieë gaan en sê, Here, daar lê 'n dag voor my. Ja, Here, die sielevyand wag vir my daar buite, ek weet dit. Hy gaan probeer om versoekings oor my pad te stuur. Hy gaan probeer om twyfel in my hart te saai. Hy gaan alles probeer om my te kry om nie vandag te lewe soos U wil hê ek moet lewe nie. Help my om my met hierdie nuwe mens te beklee vandag, Here. Hierdie mens wat na U beeld geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid, opnuut herskep is. Kom ons sluit af. Kan U vanaand sien dat die Here ons nie maar net bloot roep tot 'n oppervlakkige verandering nie. Met ander woorde, ek wil nou nie die Bybel vir hierdie illustrasie gebruik nie, 'n kalender is beter. Die Here roep ons nie net om elke dag maar net weer te probeer om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Ek gaan vandag harder probeer nie, Here. Ek dink hierdie gedeelte is baie duidelik. Die Here roep ons tot 'n nuwe lewe, tot 'n nuwe manier van bestaan, 'n nuwe uitkyk, 'n nuwe karakter, 'n nuwe alles. Alles het nuut geword, sê 2 Korinte 5:17. Eintlik sê hy nie net alles het nuut geword nie, hy sê, kyk, alles het nuut geword. Wat sien mense as hulle na U en my kyk? Sien hulle hoe die Here alles nuut gemaak het? Ons word geroep om nie langer soos die ander heidene te leef in die verdwaasheid van hulle gemoedere en al daai dinge nie. Maar omdat ons Jesus leer ken het, omdat ons met hom 'n ontmoeting gehad het en omdat ons hom nie so leer ken het, 17, 18 en 19 nie, roep die Here ons tot 'n bepaalde manier van lewe. Ons is in hom onderrig, aangaande die waarheid wat in hom is. En ons groei in hom op en daarom verander ons lewens om Christus gelykvormig te wees. Ons kan nie langer leef soos voorheen nie. Die ou mens het gesterf. Hy is saam met Christus gekruisig. Hy is saam met Christus begrawe. Daar het 'n nuwe mens opgestaan. En daarom word ons vanaand opgeroep tot 'n lewe van ware geregtigheid en ware heiligheid. Ek hoop dat u opgewonde is oor hierdie gedeelte in God se woord, want ons het nou vanaand daarom 'n bietjie diep ingegaan, eintlik vanoggend en vanaand. Ons is bietjie in die dieptes hier. Ons het nou vanaand heerlike vaste spys geniet. En mag die Here ons help dat ons so 'n lewe van ware geregtigheid en heiligheid sal lewe. Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en weer Sondag. Nie net eenmal 'n week nie. Elke dag. Oral. Nie net in die kerk nie. By ons huis, by ons werk, by die skool, op universiteit, waar ons ook al mag bevind. 'n Nuwe lewe vir nuwe mense. Amen. Here, u woord is wonderlik aangrypend. Ons kan nooit u woord uitput nie. Ek dink as ons volgende week sou sê, kom ons kyk of ons miskien hierdie gedeelte weer kan preek, dan sal u dit nog vir ons beter kom oopbreek. Ons kan nie u woord uitput nie. Daar's nie einde aan die wonders van u woord nie. En vanmôre het Paulus vir ons die lewe van die ou mens kom skilder, en hy het vir ons kom sê, ons moenie langer so lewe nie. Daai lewe is verby. Die ou mense saam met Christus gekruisig, maar vanaand het hy vir ons die nuwe lewe
kom skilder. En hy het vir ons kom sê, dit is hoe julle lewens moet lyk. Nie maar net 'n oppervlakkige verandering nie, maar 'n diep, diep verandering, omdat ons Jesus leer ken het. Omdat hy in ons lewens opgestaan het. In ons lewe. En omdat hy die verandering veroorsaak. Help ons, Here, dat ons hierdie lewe sal najaag met alles wat in ons is. Mag dit van ons gesê word, hierdie mense leef nie meer soos hulle was nie, omdat Christus in hulle leef. Ons het U nodig daarvoor, en ons wil onsself vir hierdie doel aan U oorgee. In Jesus se naam. Amen.